Dan gaan jy oor vir my toe. Ek gaan net hande van julle soek, dis al wat julle nou vir my doen as ek nou iets vra. Wie het al deur moeilike omstandighede gegaan wat hierdie aand gelê het en onseker wat die dag van môre inhou? Hou julle hande van my boord. Wie het al aan die einde van die maand gekom en finansies was nie daar soos dit daar moet wees? Wie het al aande omgehuil om seker oor wat die dag van môre gaan inhou, wat nie weet wat die antwoorde is wat hulle nodig het nie? Wie van julle het al by God se voete by die kruis gaan neerval en gesê, Vader, help my, help my? Wie het al antwoorde gekry by God oor goed wat hulle gepla het, goed wat hulle afgebreek het? Nou wil ek hier met julle oog op maak en so 'n bietjie rondom julle kyk. Ons hande is op. Kyk na die mense rondom jou. Ons almal gaan deur moeilike tye. Ons gaan God vas. Dis nie alleen nie. Amen. Dis deel van God se kerk, deel van God se liggaam. Julle vandag se topiek is sterf vir jouself, liewe vir God. Hier op die verkant, dit is so deel van my daaglikse dag. Ek het al 'n paar boeke wat ek lees, ek het die rekenaar, ek het my televisie, my vrou, my kinders het ook al die prentjie gemaak. Maar so julle het ons ieder en elk van ons goed in ons lewens wat ons vorm, wat ons gedagtes vorm, wat ons inneem is tog op die einde van die dag wat uitkom. Sommige net om by Chris aan te sluit, en dit is ook die belangrike rol van ouers, jy vorm jou kind so menswees op die einde van die dag. Maar net so die mense wat jy daagliks in kontak mee het, se lewens vorm jy op hulle beurt. So, as Christen het ons baie belangrike doel in die lewe is om mekaar te vorm. Maar jy kan nie ander mense vorm as jy verkeerde goed invat, want dit vorm jou. Ek het een keer dat ek 'n kinderdiens gedoen en ek het cupcakes gemaak en ek het hierdie mooi cupcakes hierdie een kant gehad en die ander cupcakes het ek sommer klippe en goed deel gegooi, maar die goed lyk mooi. Mens kan nie die verskil, maar eers as jy hom oopbreek kan jy die verskil begin sien. En dit is wanneer ons baie keer ook gebreek word. Wat is binne ons? Ja, die prentjie is mooi van buite, maar dit wat binne jou is, en dit is hoe ons in onsself moet begin sterf en lewe vir God. Dis nie meer ek wat lewe nie. Ek wil begin met Johannes 12 vers 24 en 25. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in die wêreld nie bo my lief het nie, sal die ewige lewe behou. Nou, biologically, a seed doesn't actually perish, rather after the shell breaks down, and the original form is entirely reorganized and transformed into a completely new living organism. Dat is my Engels vir die dag. Lag gedaan. Kijk, julle Engelse mense verstaan julle hoe praat ek Engels nie. Dit is moeilike woorde. Jou ou lewe is soos die saad. Dit is verby. Ons harde harte word afgebreek, ons word nuut gemaak, ons word getransformeer. Jy is nie. Jou nuwe lewe, dit is belangrik om jouself te sterf. Dit is belangrik om dit wat jy as belangrik ag, een kant te sit en God eers te stel. Dit is nie sê dat God dit nie ook as belangrik ag nie. Maar ons moet eers by die punt kom waar God wil hê ons moet wees, wat vir hom belangrik is. Dit is ook van baie groot belang dat jy jouself herinner dat jy aan God behoort. Ek is God se kind. Wat beteken ek is God se kind? Ek lewe vir hom. Wat beteken om te lewe vir hom? Tyd saam met hom te spandeer. Wat beteken tyd saam met hom te spandeer? Om te weet wat sy wil vir my lewe is. En om besef, die ou dinge is agter my. Nou, ek is bietjie voor julle. Ek trek al hier. Legos, jy kan hom afbreek, herorganiseer, herrangskik, verander,
En dis wat ons moet laat God kom doen in my lewe. Hy moet die verkeerde goedjies laat begin wegvat. Maar as ek nie na God toe gaan en hom vra, Here, wat wil U wil verander? Jy gaan dit nie doen nie. Jy moet na God toe gaan. Die Heilige Gees se leiding vra in jou lewe, dat hy vir jou kom wys wat ek moet herskik, wat ek moet verander, wat afgebreek moet word in my lewe. Lukas 19 vers 13, 16, 18, 20, 21 is as volg. Vooraf het 10 het hy van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, dryf handel daarmee totdat ek terugkom. Die eerste een het vorentoe gekom en gesê, meneer, die muntstukke het 10 muntstukke opgelewer. Vers 18, toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, die muntstukke het 5 muntstukke opgelewer. Nog 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is die muntstuk. Ek het dit in 'n doek geberg. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en die oes wat u nie gesaai het nie. Nou as ons nou gaan kyk van vooraf, het hy 10 van sy slawe geroep. Want jy moet besef, jy is geroep. Jy is nie per ongeluk 'n Christen nie. God roep jou. God gee vir jou gawes, talente, geleenthede, en ek wil gee vir jou die evangelie. Gebruik dit. Dit wat God vir jou gee. Jy kan hierdie persoon wees wat gaan en sy talente verdubbel en die koninkryk rondom hom verander. Jy kan die beste pa wees. Jy kan die beste werker wees. Jy kan die beste vrou wees. Jy kan in dit wat jy doen, kan jy die beste wees deur God wat in jou is. En jy kan die mense rondom daardeur verander. Of jy kan net wees. Die mannetjie kom en sê, ek was bang vir u, want u is 'n harde man. Die grootste fout wat ons kan maak, is om bang te wees. Dat dit wat God vir ons gegee het om dit te gebruik. Dikwels veroorsaak dit juist dat jy doelloos in die lewe is. God het vir jou iets gegee, jy is bang om dit te gebruik, jy is doelloos. Die gevolg van dit, jy voel nutteloos, jy voel of jy nie 'n doel het nie, jy voel nie van belang nie. Maar waar begin dit? Dit begin by jou. Gebruik wat God vir jou gee, raak betrokke, kry 'n doel in die lewe. Sy verskoning was, u is 'n harde man. God is 'n God van liefde, maar God is ook regverdig. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. En dit besef ons. Maar hoe dikwels sal ons net sê, Here, u is 'n harde man, en daarom is ons eerder terug, en jy is bang om foute te maak. Jy is bang om die steek op te maak. Maar God is nog steeds hard. Hy is nog steeds hard, soos jy gesê het, so, hoekom gaat hy jou kan aanval, ek nie doen wat jy moet doen? En God is 'n God van liefde. Dit is ons voordeel. Maar ons moet step op. Ons moet ophou ons ding doen en begin hoor wat God se wil vir ons lewe is. Dit wat hy vir jou gee, wat maak jy met wat God jou gegee het? As vir die Engelse mense, jy kan self lees. Nou, die 10 ouens wat hy geroep het, hulle was slawe. Dit is slawe vir wie hy geld gegee het, en op die einde van die dag kom die eerste 2, hulle was 10, maar net van hulle, praat nie oor almal nie, het gegaan en die geld vermeerder. Hy die eerste ou het hy gaan aanstel oor stede. Dis om te verander van 'n wrimpie na 'n butterfly. Wie wil 'n wrimpie wees? Wie wil heeltyd in die grond rondkruip in plaas van om rond te kan vlieg? Waar as jy hoogtevrees het, dan het jy nou probleme. Maar daarmee sal God jou ook help. God kom transformeer die slaaf en hy stel hom aan oor meer. Jy wil verandering in jou lewe hê. Raak betrokke by God. Laat gaan van wat agter jou is en begin kyk op wat voor is. Lukas 19 vers 17 sê, hy het hom geantwoord, mooi so 'n goeie slaaf, omdat jy betroubaar was met iets wat baie gering is, moet jy nou gesag voer oor 10 stede. Jy kry verantwoordelikheid, jy kry 'n doel in die lewe, omdat jy eenvoudig God se lewe, se doel vir jou lewe begin leef. Jy word getransformeer, transform, oor daai Engelse woorde, hè?
Dalk nie julle, kan jy nie vergewe nie. Jou hart is swak, maar God kom gee vir jou liefde. Dis iets in jouself nie. Dalk is jy 'n persoon wat gereeld kwaad, negatief, ongelukkig is. God kom verander jou. Hy kom gee vir jou vreugde en liefde. Dalk sukkel jy met selfbeheersing. God kom gee vir jou selfbeheersing. Die ou lewe word vervang met die nuwe lewe. Ons lees in Galasiërs 19 vers 19 tot 23 van die praktyke van die sondige natuur. Onsedelikheid, losbandigheid, afgod, towerny, vyandskap, twis. Dit is goeders wat ons in ons ou lewe was. En God kom gee vir ons die Heilige Gees, hy kom vervang dit met liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing. So iets wat ek die laaste ruk agtergekom het is, as dit wat ek vir God gee, moet ek hom ook toelaat om te kom vervang. As hy hierdie negatiewe goed in my lewe kom uithaal, is daar 'n gap. Laat God dit vul met die vrug van die Gees. Laat die Gees in jou kom, jou van binne af vernuwe. Laat jy van 'n stuk steenkool afgaan, dat jy 'n diamant word. Nou, wat goed wat ons verhoed om te doen wat God vir jou gegee het, om die boodskap te vertel, om die getuienis, om openbaring, om verlossing te leef, om liefde, vreugde en vrede te ervaar. Dit wat jou verhoed om jou talente en jou gawes te gebruik, is, as ons gaan kyk na die volgende, draai jy dit wat God jou gegee het toe en doen. Die laaste ou het dit gedoen. Elia, hy oorwin die Baal-profete. Ons het laasweek ook gehoor. Elia wens, 'n ruk later sit hy daar onder 'n boopie en hy wens hy was dood. Net nadat hy hierdie wow ervaar het van God. Wil hy nou dood? Jy self, dink jy dalk anders oor hoe God oor jou dink, of oor jou doel vir jou lewe, en jy stem baie keer nie saam nie. Baie keer wil jy goed nou en goed God gee dit nou soos jy dit wil hê. Elia se hoog en sy laag, maar baie keer nie vir my sin nie, maar ons het hoogs en ons het laags en wat maak ons daarmee? Vergeet ons van wat God vir ons doen, wat hy vir ons gee. Ek is maar net vir om jou te wys. Elia se oorwinning oor die Baal-profeet, en toe gaan hy verder in die woestyn en hy wil dood. Hou vas aan dit wat God al vir jou gedoen het. Gaan terug daarna, kyk daarna, en hier kom die ongelukkige die uitdaging van baie van ons, en dit is waar ons, ek dink dat ons mee sukkel. Vertel mense rondom vir jou van wat God vir jou doen. Jou getuienis het nie net waarde vir die mense rondom jou nie. Dit herinner jouself aan wat God al vir jou gedoen het. Die vraag is maar net, en ek vra dit weer, draai ons, dit wat God ons gee, in dit doek toe. Nou, wat om te doen? Wat om te doen, dit wat God vir jou gegee het? Ek gaan op 6 punte fokus. God gee vir jou die ewige lewe. Foute, ons gaan nou 'n bietjie praat oor dit, getuienis, ek het al 'n bietjie dit geraak. Aanvaar God se genade, breek die negatiewe siklus, en dan heel laaste ding, positiewe gedagtes word positiewe besluite. Nou, God gee vir jou die ewige lewe. Hy het dit vir jou gegee. Hy het vir Jesus gestuur, Jesus het aan die dood gesterf, Jesus het die dood oorwin, die graf is leeg, hy het opgevaar hemel toe om vir ons plek gereed te maak. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Jesus het vir jou gedoen. Klaar. Hy klaar jou ou lewe op hom geneem. Vir Israel is die mooi prentjie, hy vat hulle deur die see, hulle ou lewe lê agter hulle nuwe lewe is voor hulle. Jou ou lewe is verby. Jy het vir God gesê, Here, ek behoort aan U. My lewe is U lewe. Maak daarmee wat U wil.
All the Israelites crumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in the desert, wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Warning. Ons moet pas op, en dis nou wat die Israeliete vir ons kom leer, om nie vas te hou in ons ou lewe. Ja, miskien het goeie tye gehad, maar dit was verkeerde tye. Ons kan nie vashou aan die negatiewe nie. Ons kan nie vashou aan die goed wat ons in ons ou lewe gedoen het nie. Ons moet begin verander. Maar dan ook die tweede warning. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het toe onder die Israeliete gerig gesprei oor die land wat hulle verken het. Die land waardeur ons getrek het om te verken is 'n land wat sy inwoners, 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Warning 2. Jy is weer die beloofde land. Ons kyk nie meer wat agter is nie, ons begin fokus op wat voor ons is. Die dag van môre kan kom in, hè? Dit wat jy God vir jou sê, step up, do it, kan moeilik wees om te doen. Maar ons is net soos die Israeliete wat eerder vaskyk aan die moeilike omstandighede as groot mense wat ons keer moet fight, in plaas van om ons God se hand te vat. God is die skepper, God het jou gemaak, hy is in beheer. Wie kan teen hom staan? Wat kan teen hom staan? As ons dit weet, waarom tree ons nie op nie? Angs vir die toekoms, om eenvoudig Satan se leuns te glo. Kyk julle, dis een ding wat ons moet besef. Satan wil nie hê jy moet jou verlede agter jou los nie. Satan wil nie jy moet God se hand vat en vorentoe loop saam met God nie. En dan het hy jou waar jy wil hê. Hy wil hê jy moet bekommerd wees. Hy wil hê jy moet in die aande jou oë uithuil. Hy wil nie hê jy moet glo dat God die antwoord vir jou is. Want dan het hy jou waar jy wil hê. Gaan jy foute maak? Yes, jy gaan foute maak. Abraham, Jakob, Adam en Eva, Dawid, Saulus vir Paulus. Abraham het op 'n tyd in sy lewe, omdat hy bang was, gesê sy vrou is sy suster. Jakob, jy weet, hy het gehou hoe skelm hy was en sy broer se goed gesteel het. Hy het sy broer gekroek. Adam en Eva wat daagliks saam met Jesus op pad gestap het, hulle gaan van die glorie leuns van Satan en hulle vat 'n hap van die vrug. Dawid, 'n man na God se hart, het moord gepleeg, egbreek gepleeg. Saulus se lewe, julle weet hoe sy lewe was, hy word Paulus. Maar julle ons gaan foute maak. Wat ons met ons foute maak, hoe ons uit ons foute opstaan, is die verskil. Thomas Edison sê, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Ons kan vaskyk aan die probleme, aan dit wat ons negatief maak. Of ons kan anders te daaroor begin dink. Jou woestyntye is waar jou getuienis inkom. Dit wat jy al deurgegaan het, dit wat jy nie verlede oorwin het deur God in jou toekoms wat jy verreg is, wat voor jou is, jou getuienis is belangrik. Soos ek net op sê, dit is belangrik vir die mense rondom jou, dit is belangrik vir jou, want jou stukkie getuienis het al vir jou 'n bietjie water opgelewer, en jou maatjie, jou vriend, jou man, jou vrou, die mense rondom jou daar net daai sluk water nodig om te oorleef. Ons moet ons getuienis met mekaar deel, om mekaar te bemoedig, om mekaar sterker te maak. Jou storie maak dalk 'n verskil in iemand se lewe. En om te kom by koning Dawid, Psalm 51, nadat hy
nadat God hom aangespreek het oor sy sonde, omskryf hy hierdie psalm. Ek gaan sommer die Engelse weergawe net so 'n stukkie vir julle speel, julle kan daai prentjie kyk en net luister, of julle kan deurlees. Take my sins away. Against you, only have I done wrong. Restore my soul, make my spirit strong. Create in me a clean heart, oh Lord. Renew my spirit. Make me yours. Cast me not away from your face. Take not your spirit, but show me grace. Surely I was sinful from my birth, but you desire truth in the inward. Cleanse me with hyssop, and I'll be clean. Wash me, Lord, make me a clean heart, oh Lord. Renew my spirit. Make me yours. Cast me not Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, en maak my standvastig. Psalm 51. Dawid het dit gedoen nadat hy sy sonde besef het en hy het voor God kom bely. En hy het nie weer gesondig nie, hy het nie weer moord gepleeg, egbreek gepleeg, nie dat ons van lees nie, glo hy het nie. Maar kom ons sê hy het weer. Hy moet weer opstaan en weer na God toe gaan. Sê maar hy doen het, hy pleeg dan weer sonde. Dat hy weer opstaan en weer na God toe gaan. Sodra ons opstaan en ophou gaan na God toe, om ons van ons sondes te vergewe, om ons skoon te was, om vir die Heilige Gees te vra om deel van my lewe te wees, is hy presies wat Satan mee wil hê. Ja, jy moet verander, ja, jy moet vernuwe. God se tyd. Maar bly terug. Moenie dat Satan vir hom sê, jy is nie goed genoeg, jy kan nie, jy bly sondig, moenie terug gaan na God toe. Bly terug gaan na God die Vader. Wat sê dit daar sê? Ok, breek die negatiewe siklus. Waarop ek my gedagtes moet rig is, die waarheid, en edel, reg, rein, prysenswaardig. Ons lees in Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. As ek my denke wil vernuwe, is dit soos ek aan die begin die prentjie wat ek van my huis gesê het, dit wat ek in my insit, gaan my denke begin vorm. Hoe meer ek van God in my lewe toelaat, hoe meer ek die Heilige Gees toelaat om my te lei, hoe makliker en hoe beter gaan die siklus van negativiteit, van Satan in my lewe gebreek word. So, hierdie prentjie links is 'n blueprint, jou blueprint van jou gedagtes moet wees om by God stil te raak, om vir God toe te laat, om positiewe goed in te bou in jou lewe, om jou getuienis te deel, om tyd saam met God te spandeer, om dit wat jy kry, met ander te kan deel. Want negatiewe gedagtes word negatiewe besluite, en dit word negatiewe aksies. So om dit te breek, moet ek begin met positiewe gedagtes. Ja, dis ek kom nog by positieve, maar jy met positiewe gedagtes gee vir ons positiewe reaksies. Nou, as ek elke dag om te begin om anders te dink, moet ek God toelaat om my denke te vernuwe. By my werk, die werk maak my mal. Is dit 'n goeie gedagte? Dit oorlaai my, ek kry nie tyd vir myself nie, of kan ek kan nie wag vir die naweek nie, of moet ek begin by 'n punt kom wat ek begin dink, ja, ek is bevoorreg om my werk. Ek is hier geplant om 'n verskil te maak. Ek is hier om vir mense dit wat God vir my gee, met hulle te deel. Huwelik, dink anders oor jou huwelik, probeer anders te optree in jou huwelik. Maak eers soos in die begin bietjie die kar se deur vir jou vrou oop, nie die deur net voor haar toeslaan nie. Vrouens maak julle mans bacon en koffie en weet, ek staan nie oor in die Bybel. My lewe, ek is so moeg vir die lewe. Ek het nie doel in die lewe nie. Het jy al gedink wat jy alles het, waarvoor jy kan dankbaar wees? Dit wat God al vir jou gegee het. Egipte, Israel het vasgekyk in die vleispotte wat hulle gehaat het. Maar God het hulle vrygemaak van slaverny. My huis val in mekaar. Ek het nie genoeg spasie nie. My huis moet geverf word. My geete is stikkend. Daar is lekke in die dak. Jy weet daar is mense wat op die straat slaap. My kar, die petrol is alweer op. Die prys is alweer op. Die geheim is, vat R50, jy van R50 se petrol kry. Gaan nie ver kom en hy R50 se petrol, maar jy van R50 se petrol kry. Ons moet begin anders te dink, julle. Ons moet nie negatiewe siklus in ons lewens begin doen. En dan moet ons, soos ek net ook gesê, ons die negatiewe siklus breek deur die positiewe in te bring. Psalm 25 vers 4 en 5 sê, Here, maak u paaie aan my bekend, leer my u weë, lei my deur u waarheid en leer my, want u is die God wat my red. Op u wag ek die hele dag. Baie belangrike gebed hier. Here, maak u, die Here moet kom in ons gebedslewens en ons van binne af verander. Ons moet die Heilige Gees toelaat om my te openbaar wat ek moet verander, wat ek nie kan verander. Ons moet heeldag by God se voete sit en besef wat agter my is agter my en begin fokus op wat voor my is en God vertrou vir wat voor my is. As ons by 'n punt kom wat ons God nie toelaat om ons te verander nie, en ek sê dit nou met harde woorde, dan kom ons net dalk op 'n bid. Want jou gebedslewe is jou verhouding met God, waar ons moet begin verander. Ek sit nou die dag en bid, en ek bid dit altyd, Here, beskerm ons huis, kyk, laat al die deure goed toe is, en ek sluit nou gewoonlik die voordeur, maar partykeer kom my vrou na my in, sorry, na wie, maar sy kan nog al sy deur oop los.
En die antwoord bid ek nie vir haar voor die tyd gevra of die goed gesluit is nie. En ek bid, Here, skerm ons, sorg dat al die deure in die ruimte is en kry op my hart, dan kyk of jou skryfdeur oop is. En dan dit is dan nou lekker warm in my bed, ek moet vir my vroukie sing wat nou die deur gesluit het. Maar ek staan toe maar op, en toe staan die deur oop. Laat God toe, om in jou gebedslewe, met hom te praat, maar dan moet jy reageer. Kom maar die warm bed. Ek weet is lekker man. Kom uit en uit, laat God toe, om weer jou te werk en verandering mee te bring. As ek in myself sterf, word ek of moet ek laat die Heilige Gees my vul. Ek moet die werke van die wêreld, die sondige natuur wat daar is, agterlos. Ek moet my verlede agterlos. En ek wil dan God toelaat om my te transformeer, my te verander, my te vernuwe. Ek gaan vir ons 'n liedjie opsit en julle kan staan met hom, waar jy vir God kom vra, ek vir hom kom sê, vir julle kom sê, vir God kom smeek, om jou lewe op so 'n manier te verander, dat jy sal kom waar jy moet kom. As jy daar is, awesome, dat God jou dan nog verder kan vat. En as jy daar is, dat God jou sal vat om getuienis te lewe. Volgende Sondag moet ons hier kom en elkeen moet sy getuienis bring, hier moet nie eens gepreek word. Jy moet dankie sê vir jou dag, dankie vir jou huis, jou dak, dankie vir wat ook al. My seuntjie gister, hy sê dankie, hy was bly dat hy kan rugby speel. Dan laas was jy dankie dat jy net kon loop. Ek weet as ons ouer raak, begin die knie maar moeilik gee. Wees dankbaar jy kan nog loop. Ja, jy het skete en pyne. Ons kan nog loop. Staan gaan, sing ons hierdie liedjie. En ek kan sommer net so staan. Johannes die Doper sê, he must increase and I must increase. Dat God jou kom opblaas, kom vul met sy Heilige Gees. Kom ons sluit die oor.
Almagtige Hemelse God en Vader, skepper van die heelal, verlosser, saligmaker, vriend, Papa Koning. Here, ons kom net weer opnuut vandag en kom lê ons self voor die voete neer. Here, ons wil diensbaar wees vir U, ons wil lewe vir U en vir U alleen. Here, is ook my gebed, Here, daar waar Satan ieder en elk van ons aanval, Here. Here, dat U vir ons mense sal stuur, wat vir ons sal bid. Dat U vir ons die krag sal gee om te bid. Dat U ons sal laat besef dat ons nie alleen is nie. Lei ons, seën ons, en hou ons in U mag. Seën ons ook waar ons van vandag en hierdie week in ons eie lewens gaan aangaan, Here. En help ons om te luister, Here, waar ons moet vra om mense rondom ons te verander. Ons loof U, ons prys en ons gee vir U al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan koffie drink, ek gaan kom